So vandag begin 'n tyd wat God bepaal het 2000 jaar terug vir die versoening van die mens. En vandag vier ons Palm Sondag, wat Jesus in Jerusalem ingestap het. So ek wil hê ons moet daai skrifgedeelte lees, in Matteus 21, vanaf vers 1 tot 11. En dan gaan ons net 'n bietjie kyk rondom dit en die plan wat die Here uitvoer in ons lewens. Matteus 21, vanaf vers 1 tot 11. En toe hulle naby Jerusalem gekom en Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle: "Gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind wat vasgemaak is, en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets sê, moet julle antwoord: Die Here het hulle nodig, en dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word die woord wat deur die profeet gespreek is. Sê vir die dogter van Sion: Kyk, jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel, ja, 'n jong esel, die vul van 'n pakdier. En die disippels het gegaan en gedoen soos Jesus hulle beveel het. En hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en hy het daarop gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad oopgegooi, en ander het takke van die bome afgekap en op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop en die wat gevolg het uitgeroep en gesê: Hosanna vir die seun van Dawid. Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Hosanna in die hoogste hemele. En toe hy in Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê: Wie is hierdie man? En die skare sê: Dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Ons sien Jesus se intog na Jerusalem, waar die plan wat God in werking begin stel het, nou uit begin vloei. Die plan wat die Here sy hand oorgehad het van die begin van die aarde af, is nou besig om sigbaar te raak vir die mense. Maar ek wil vir jou 'n vraag vra. Weet jy waaroor gaan die Bybel regtig? Is die Bybel vir jou net 'n boek wat bymekaar gesit is vir verskillende skrywers en dit help ons om riglyn te hê vir ons lewe, dit help ons dalk om iemand na die Here toe te kan lei, dit gee ons rigting, of wat is die Bybel vir jou? Waaroor gaan die Bybel? Want die Bybel van Genesis tot Openbaring gaan oor die versoeningsplan van God. Maar waarvan af wil hy ons versoen? Wat het ons versoening vanaf nodig? En dit begin in Genesis 3. In Genesis 1 en 2 sien ons dat God die wêreld gemaak het en hy het gesê dis mooi, dis goed. En hy het die mens gemaak en hy het gesê dis baie goed. En Genesis 3 kom die duiwel in, die slang wat kom om die mens te verlei. God maak Adam en Eva en hy sê vir Adam: ek gee nou vir jou heerskappy oor hierdie aarde. En hulle kom te doen met die slang. En die slang vertel vir Eva 'n leuen. En Eva glo die leuen van die duiwel en sy eet van die vrug van kennis van goed en kwaad. Adam was daar saam met haar gewees. En hy maak in daai oomblik 'n keuse tussen Eva en God. En hy kies om saam met Eva van daai vrug te eet. En onmiddellik sterf hulle geestelik. Hulle oë gaan oop en hulle besef wat om hulle aangaan. In daai oomblik word die heerskappy wat aan Adam gegee is, oorgegee aan die duiwel. Toe Jesus in die woestyn ingelei is, toe kom versoek die duiwel hom
en hy sit hom op 'n kol op 'n berg en hy sê, sien jy al hierdie? Buig voor my en ek gee dit vir jou. Hy kan nie daai woorde sê as dit nie syne is om te gee nie. Want Adam het dit weggegee in die tuin van Eden toe hulle kies om te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. In daai oomblik word die mens 'n slaaf van die vlees en hulle is geestelik dood. En hulle kom onder die mag van die duiwel. Die gevolg van dit is dat ons as mens geestelik doodgebore is. Ons het nie meer daai koneksie met God nie en ons word 'n slaaf aan sonde. Maar is nie die mensdom wat daaronder gelei het nie. Die hele wêreld lê onder die vloek van die sonde. Kyk rondom jou. Hoe gaan dit in die wêreld? Dit is chaos. En dit is alles as gevolg van die keuse wat gemaak is in die tuin van Eden. In Romeine praat hy van dat die kinders van die wêreld wag vir die seuns van God om geopenbaar te word vir die teregstelling en versoening van nie net die mensdom nie, maar die wêreld ook. Toe Adam en Eva gesondig het, sê God vir hulle, ek kan julle nie net sê dis oké, kom ons gaan aan nie. Daar's 'n prys wat betaal moet word. Julle kan nie meer in my teenwoordigheid wees nie. Julle moet uit die tuin van Eden uitgaan. Maar ek sal 'n plan maak en hy maak onskuldige diere dood. Die bloed wat gevloei het vir die sonde wat hulle gedoen het. En hy klee hulle met daai leer van die diere en hy gee vir hulle 'n bedekking. En die onskuldige diere moet die prys betaal vir die sonde van die mens. En dit sien ons reg deur die Ou Testament. Nou dis baie interessant, daar is 3 verskillende wette wat ons sien in die Ou Testament. Nou die eerste ene is die morele wet. Nou die morele wet is die wet wat God ingestel het en dit is 'n ewigheidsstandaard wat hy tot in ons harte skryf. Dit is die morele wet. As jy daarna wil kyk, is dit baie van dit is jou 10 gebooie. Jesus kom op 'n plek en hy sê, die wet word vervul in hierdie 2 gebooie. Jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is waar dit alles ingevat word. Dit is die morele wet. Maar dan kom daar 'n tweede wet in, die seremoniewet of die offerswet. En dit is die wet wat God ingebring het, hoe, waar, wanneer moet hulle diere geslag het, en wat die rituele was, wat die reëls was, rondom dit alles. Maar dit alles het gelei na Jesus. Dit was alles vir hulle 'n beeld gewees, wat lei na Jesus, wat vandag ingestap het in Jerusalem in, op Palm Sondag. Nou, ek wil dit net ook daar buite sê, dit is nie noodwendig dat hy op 'n Sondag in Jerusalem ingestap het nie, maar ons vier die dag vandag. So ek wil hê julle moet dit net ook so verstaan. En die derde wet is die siviele wet. En dit is die wet wat God vir Moses gegee het, spesifiek hoe om die volk van Israel te regeer. Wat mag hulle nie, en wanneer iets gebeur het. As daar moord gepleeg was, as iemand doodgemaak het, of dit moord was of nie moord was nie, as jy iemand doodgemaak het, dan is daar 'n stad waartoe jy kon vlug, en jy kon daar gebly het, en niemand mag iets aan jou gedoen het nie, totdat die saak uitgesorteer was. En dan kon jy of weer terug in samelewing kom, of jy moes daar bly totdat die hoëpriester doodgegaan het. So daar's verskillende wette rondom dit. Nou dit is nie iets wat ons kan toepas vandag nie. Die seremoniewet is ook nie iets wat die Jode eers mee kan toepas vandag nie, want daar is nie 'n tempel nie. Maar dit was vervul in Jesus.
So wanneer ek na hierdie seremoniewet kyk en die plan wat ingestel is deur God van diere wat geoffer moes word, was dit net 'n tydelike oplossing gewees. Dit was nie permanent nie. Die offers het net die simptome behandel, maar dit het nie ten volle restaurasie kon bring tussen God en mens nie. Die mens was nog steeds geestelik dood en geskei van God gewees. Maar in die Ou Testament sien ons van belofte op belofte op belofte van iemand wat sou kom en die volle prys betaal vir die loon van die sonde. Want wat is loon? Loon is iets wat jy voorgewerk het, iets wat jy verdien. As jy iemand het wat in jou tuin werk, of jy is 'n boer en jy het werkers, dan kom hulle en hulle wil hulle loon hê. Hulle het gewerk vir dit, hulle is geregtig tot dit. Nou die loon wat ek en jy het, die loon van die sonde, is die dood. As gevolg van sonde moet ons sterf. Dit is ongelukkig wat moet gebeur. Maar die Ou Testament sê iemand sal kom om daai prys te betaal, die prys van die sonde wat die dood is, sodat mens gerestoreer kan word teenoor 'n heilige God. Hy kom restoreer ons terwyl ons nog in 'n sondige wêreld is. En hy sê, jy gaan nie meer 'n slaaf aan sonde hoef te wees nie. Voor redding is jy 'n slaaf aan die vlees, omdat daar sondeval plaasgevind het. Maar na redding is jy nie meer 'n slaaf aan die vlees en sonde nie. Jy word dan weer gebore, geestelik opnuut gebore, en jy is nog in hierdie wêreld, maar nie meer van hierdie wêreld nie. Jy word nou 'n ambassadeur van die koninkryk van God. Dit praat van iemand wat die houvas sou breek van sonde op die mens en op die wêreld. En eendag in totaliteit die versoeningsplan laat gebeur. Ons is nog nie, die versoeningsplan is nog nie volbring nie. Dit het begin, en dit het by ons begin, en dit het by die mens begin, maar die wêreld, die samelewing is nog steeds in sonde. Die wêreld hang nog in die hande van sonde. Eendag word ons beloof van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Maak dit julle opgewonde. Is dit iets waaroor julle bly is, om eendag 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te kan beleef? Want dit maak my werklik baie bly, om te weet, daar kom 'n tyd, wat ons nie meer in die oggende op hoef te staan, en net so 'n paar minute vat, om regop te kom, sodat ons kan funksioneer vir die dag nie. Wat jy afhanklik is van 'n koppie koffie, om net duidelik te kan begin dink nie. Daar gaan eendag in totaliteit alles gerestoreer word deur God. Dit het die Jode opgewonde gemaak, om te weet daar kom so 'n persoon. Hulle het in afwagting gewag vir hierdie persoon. Hulle het gewag dat hy sou kom. Baie interessant, 200 jaar voor hierdie datum wat Jesus in Jerusalem ingekom het, was daar 'n oproering gewees. Jerusalem of Israel was onder die hande gewees van 'n baie slegte koning, en hy het dat die priesters varkbloed moes drink, en hy het varke geoffer op die altaar. En daar het 'n man, en een van die priesters wou dit nie doen nie, sy van was Maccabee gewees, en hulle het hom doodgemaak. En sy seun, Judas Maccabee, het opgestaan, en hulle het 'n klein groepie manne, het daai hele regering omgegooi, en hulle uit Jerusalem uitgedryf. En dit wat ons nou vandag gelees het, hoe hulle die palmtakke neersit, het hulle ook vir Judas Maccabee gedoen, want hulle het gedink, hy is die ene wat hulle gaan verlos. Want hy het hulle kom verlos van die houvas van daai regering.
Maar Jesus kom in, en dit lyk 'n bietjie anderste. Hy gaan na die tempel toe. Hy gaan nie na die Romeinse regering toe, wat besig is om die Jode te onderdruk nie. Hy gaan na die tempel toe. Dit is asof hierdie regering wat hy kom inbring, anderste is as wat hulle verwag. Maar wie is daai persoon? Ons ken hom nou as Jesus. Maar 2000 jaar terug het hulle nie geweet hoe hy lyk nie. Hulle het nie geweet wie hy is nie. Ons sien in die Ou Testament word hy deur verskillende name genoem. Hy word geken as die Messias. Hy word geken as die Vredevors, wat the Prince of Peace is. Hy word geken as die Here ons geregtigheid. Hy word geken as Immanuel, wat God met ons is. En hy word ook geken as die regverdige spruit wat uit Israel sal kom. Nou, profetiese woord spesifiek rondom die koms van Jesus is baie interessant, want dit is, ek wil hê jy moet dit sien as puzzelstukkies wat reg deur die Ou Testament van Genesis tot Maleagi gestrooi is. En daai puzzelstukkies moet bymekaar gesit word om 'n prent te maak van wie Jesus is. As jy net 2 puzzelstukkies bymekaar sit en jy het 'n 300 stuk om te bou, gaan jy weet wat aangaan daarso sonder om op die boks te kyk. Jy mag nie kroek nie. Nee. Jy gaan heel wat van daai stukkies nodig hê om die prent te kan begin sien wat gaan hierso aan. En jy gaan eers die volle prentjie kan sien as al die stukkies daar uitgelê is. As daai stukkies almal bymekaar gesit is en dit vorm 'n puzzle, is daar net een persoon wat ons sal sien in daai puzzle, en dit is Jesus Christus. So ek wil hê ons moet na van daai puzzlestukkies kyk vandag. Die eerste ene begin in Genesis. In Genesis 3 word daar 'n belofte gegee aan die slang wat hy sê, daar gaan iemand kom wat jou kop gaan vermorsel en jy sal sy hakskeen byt. In Jesaja lees ons dat hy gebore sal word uit 'n maagd. In Micha lees ons dat hy gebore sal word in Bethlehem. Nou Daniël se profesie is baie interessant. Want hy skryf en hy sê 483 jaar nadat die opdrag gegee is, van die dag wat die opdrag gegee is, 483 jaar, dan sal, wat die opdrag gegee is vir Jerusalem om herbou te word, dan sal die Messias in Jerusalem instap. 483 jaar van die dag af. Dit is wat Daniël, hy was so spesifiek gewees, wat hy vir hulle sê, dan kom die Messias. Hulle sit met al hierdie puzzelstukkies en hulle sukkel om hulle bymekaar te kry. In Lukas 19 lees ons van Jesus wat instap in die stad in en hy ween en hy sê, Jerusalem, as julle net geweet het die dag wat voor julle nou is. As julle maar net geweet het. En hy is hartseer, want die Here het dit bewaar in die Ou Testament om te vir hulle sê wanneer die Messias sou kom, en hulle kan hom nie sien nie. Sagaria sê dat hy nederig is en hy kom in op 'n donkie. Dawid in die Psalms profeteer dat hy verraai sou word deur 'n vriend. Sagaria sê dat Jesus verraai sou word vir 30 stukkies silwer. In Jesaja lees ons dat hy verstoot sal word deur die mens en gewond is vir ons oortredinge. In Genesis word daar 'n belofte gemaak, 'n verbond gesluit met Abraham wat sê dat deur sy nageslag sal al die nasies geseën word. Hulle hoor al hierdie beloftes, hulle lees al hierdie beloftes, hulle weet al hierdie beloftes en hulle wag vir hom om te kom. Ek kan nog aangaan.
Daar is oor die 300 profesieë wat Jesus vervul het. Daar is nog wat vervul moet word, maar hy het al klaar oor die 300 vervul. Dit is menslik, onmoontlik vir iemand om dit te kan vervul. Dit is net deur die Here wat dit moontlik is. As jy al daai stukkies bymekaar sit, dan kry ons 'n baie duidelike prentjie van wie Jesus is. Letterlik tot die dag wat hy in Jerusalem ingestap het. Die Jode kon presies weet, enige iemand wat die geskrifte van die Ou Testament gehad het, kon presies geweet het, wanneer Jesus se eerste koms sou wees. Maar dit is nie die einde van die storie nie. Dit is die begin van die plan wat hy het, wat hy in werking gestel het. Daar is 'n tweede koms, wat ons hier sit voor en wag. En nie net hopelik sit en wag nie, maar wat ons in afwagting voor het. En daai datum, en daai dag, sê die skrif, sal niemand weet nie. Die jaar of die uur, die dag of die uur, sal niemand weet nie. Maar, die Bybel sê ons kan na die tekens kyk, en ons sal weet wanneer die tyd naby is. Ek wil vir jou sê, ons is nader as gister. Maar ek weet nie hoe lank het ons om te gaan nie. Maar ons is verseker elke dag nader aan sy wederkoms. My vraag aan jou is, wanneer hy kom, wat gaan hy jou mee vind besig om te doen? Want hy gaan in 'n oomblik, gaan dit hier wees. Vir die wat nie weet nie, is dit soos 'n dief in die nag, wat hy gaan kom. Maar hoe bevind hy ons, wanneer hy kom? En so kom ons nou na die dag, waar Jesus Jerusalem instap. En hulle besef nie wie hy werklik is nie. In vers 11 staan daar geskryf, en die skare sê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret in Galilea. Dis hoe hulle hom gesien het, as 'n profeet. Hy was nie net 'n profeet gewees nie. Hy was Immanuel, God met ons, die seun van God, het in ons midde kom wandel, en hulle het hom nie gesien nie. Hulle het hom nie net gesien as die seun van, nie gesien as die seun van God nie. Hulle wou ook nie onder sy heerskappy en koningskap staan nie. Hulle het dit verstoot. Daar was 'n dag wat Jesus, soos wat hy in Jerusalem ingestap het, in my lewe ingekom het. Hy het nederig gekom. Hy het homself nie op my afkom forceer nie. Hy het nie gesê, draai of braai nie. Hy het my 'n keuse gegee, om hom te volg of nie. Maar hy het vir my die opsies uitgelê, en hy het vir my die verskil gewys, tussen om hom te volg, en teenoor die wêreld, en my begeertes te volg. En hy het vir my gesê, jy kan kies, dis jou keuse om te maak. Maar, as ek hom wil hê in my lewe, kom hy met die volheid van wie hy is. Nie net van die aspekte wat ek van hom hou nie, maar in die volheid van sy glorie en sy krag en sy plan vir my lewe. Die dag as jy kies om jouself te vereenselwig met die dood en die opstanding van Jesus, deur om jouself te laat doop, dan sterf jy as mens. Die ou mens is dood. Jy staan op, 'n nuwe skepsel onder die heerskappy van God. Hy het my uitgenooi en gesê, ek wil jou red, want ek het om my gekyk en ek het gesien en ek het besef, waar gaan my lewe opeindig? En ek het 'n keuse gehad en hy het gesê, ek wil jou red. Ek wil jou deel maak van my koninkryk. Maar dan moet jy oorgee. Jou begeertes
word vervang met my begeertes vir jou. Jy word nou my dienskneg. Jy word 'n wessel wat ek kan gebruik tot eer en verheerliking van nie Johan nie, nee, van Jesus Christus. Ek kon kies of ek hom wou toelaat of nie. Ek het daai keuse om te maak. So glo ek dat elke persoon wat hierso sit, moontlike getuienis het van die dag toe jy Jesus persoonlik ontmoet het. Toe hy ingekom het en jou lewe radikaal kom verander het, as jy hom toegelaat het. Wat moes jy doen van daai dag af? En elke dag wat daarop volg? Ek moes glo dat hy is wie hy sê hy is. Ek moes glo dat hy gaan kom en hy alles gaan regstel soos wat hy dit wil hê. Toe hy Jerusalem instap, het hulle nie geglo wie hy werklik is in die volheid van die plan wat hy het met die mens nie. Ek moes oorgee en toelaat dat hy my lewe lei. Ek nie meer my lewe kan lei nie. As jy hierso sit en jy het nog nie toegelaat dat die Here jou lewe lei nie, as jy nog die meester van jou lewe is, en jy wil hê dat die Here jou moet red, dan nooi ek jou uit om saam na die diens net te kom, dat ons saam met jou bid. Elkeen van ons het daai keuse om te maak. Wil ons hom volg of nie? Maar ek wil vir jou sê, wanneer ons kies om hom te volg, dan wil hy dit nie halfhartig hê nie. Hy wil hê jy moet jou kruis opneem en hom volg. En ons sal graag daai pad saam met jou wil stap. Ek wil afsluit met die storie van die donkie. Daar was 'n donkie wat Jesus in Jerusalem ingelei het. En op daai dag, toe hy Jesus in Jerusalem ingelei het, was hy die bekendste donkie in Jerusalem gewees. Almal het geweet van hierdie donkie. En die volgende oggend toe daai donkie wakker word, toe dink hy terug aan wat 'n wonderlike eer was dit gewees om Jesus, die Messias, op my rug te kon gehad het en hom in Jerusalem in te kon dra. En hy gaan bietjie draai by die waterput waar hulle almal drink en net hoor wat sê die ander diere, en toe hy daar kom, skrik hy en hy besef, niemand herken hom nie. Niemand wil hom 'n kans gee eers om te drink nie. Die beeste stoei hom uit die pad uit. Die haan spring op sy rug en kraai. Hy gebruik hom maar net as 'n ding om op te staan, dat hy lekker kan kraai. En hierdie donkie raak negatief. En hy besef, maar hoekom ken hulle hom nie? Weet hulle nie wie hy is nie? Weet hulle nie wat het hy gister gedoen nie? En hy dog, laat ek na die tempel toe gaan, na daai diere wat daar is, dalk sal hulle hom herken en onthou, en hy kom daar, en hulle is bedroef, want hulle weet, vandag moet daar baie diere geslag word, en hulle is van hulle. En die donkie besef, maar niemand gee om oor hom nie, en hy gaan huis toe, en hy kom by sy ma, en sy ma sien, hierdie donkie is daarom maar hartseer, en sy vra vir hom, wat gaan aan? En hy vertel vir haar, hy sê, gister ma, onthou, maar hoe het ek Jesus in Jerusalem ingelei? Die mense het palmtakke neergegooi, ek het op mense se klere geloop, hulle het gesing en gejubel en gejuig. Maar vandag onthou niemand my nie. En die ma sê so mooi, net soos wat 'n ma met al haar liefde kan, sê sy vir hom, jy het betekenis gehad, nie oor wie jy is nie, maar oor wie jy gedra het. En in daai oomblik besef die donkie, dit het nie oor hom gegaan nie. Ek wil julle vandag waarsku, maar ook bemoedig, dat jou lewe het potensiaal. Volgende Sondag gaan ons kyk na die opstanding van Jesus. Hy het sy lewe vir jou gegee. Vir elke persoon op aarde het hy sy lewe gegee. Jou lewe het potensiaal, jou lewe het waarde. Jou lewe het die potensiaal om ewigheidswaarde te hê, maar nie sonder Jesus nie.
Jou lewe het nie ewigheidswaarde as Jesus nie die een is wat jou lewe lei nie. As Jesus nie die een is wat jy die pad mee stap nie. Ons sing daai liedjie en ons sê ons het hom elke uur nodig. Elke oomblik van die dag sing ons dat ons hom nodig het. Maar hoe lyk ons lewe regtig? Is dit 'n begeerte wat ons het om elke uur, elke oomblik saam met hom die pad te stap? Of was dit genoeg gewees om gered te wees? Dankie, my saak's reg. Nou kan ek aangaan soos wat ek wil. Nou kan ek die lewe lei wat ek wil lei. Dit is 'n baie gevaarlike plek wat jy kies, of baie gevaarlike pad wat jy kies om te stap, as ons nie die volheid wil hê van wie Jesus is nie.